Pieter het 'n brief gebring waarin daar gestaan het dat Heidi nou oud genoeg is om skool toe te gaan. Onthou julle nog? Maar haar oupa wou niks daarvan hoor nie. Gedurende die lang winter het Heidi heeltemal vergeet van die brief en haar plan om skool toe te gaan. En toe die eerste sneeu smelt en dit begin lente word, het Heidi ook nie meer lus gehad om by haar oupa te leer lees en skryf nie. Niks kon haar meer in die hut hou nie. Heidi wou buite toe. Sy wou die lente sien en hoor en ruik. Dit ruik al klaar na lente. Hy alweer met die bome gepraat. Maar hulle kon alweer nie aan 'n antwoord dink nie. Weet oupa dat 'n mens die lente kan hoor? Die wind klink anders en daar's meer voeltjies. Ek weet, 'n mens hoor die lente, 'n mens voel dit en ruik dit. Waarom gaan kuier jy nie bietjie nie? Ja, by ouma. Josef ons gaan kuier. Kom hier staan. Die sneeu lyk eintlik nog mooi. Dink jy ons sal nog 'n sneeubal kan maak, Josef? Pas op, daar trek hy. Pas op, hier kom nog een en nog een. Ek het regtig nie geweet dat iemand aankom nie. Toe maar my kind. Is ek reg as ek raai dat jy Heidi is? Wie kan jy dan ook anders wees? Ja, dis reg, ek is Heidi. Sien jy my kind? Ek kan altyd op my mense kennis staat maak. Is jou oupa by die huis? Oupa, oupa! Ek het 'n verrassing vir oupa. Iemand het kom kuier. O, Goeiedag. Kan ek maar inkom? goeiedag. Kom gerus binne. Kan ek hierdie stoel aanbied? Ons het nie ander nie. Dankie, dankie, dankie. Die berg word al hoe steiler. Verbeelding. Dit kan natuurlik ook wees dat ek begin oud word, weet jy. Maar alle grappies op 'n stokkie. Wat genoeg is genoeg. Laat ek met die deur in die huis val. U weet seker reeds hoekom ek hier is. Ek wil graag met u oor Heidi gesels. Heidi, laat ons 'n rukkie alleen asseblief. Gaan speel maar weer buite. Goed, oupa. Ons het vir u 'n brief gestuur. En in die brief staan dat u haar skool toe moet stuur, maar ek glo sy was nog nie een dag daar nie. As predikant wil ek u vra hoe u haar op haar lewenspad voorberei. Dis nie genoeg om vir 'n kind kos en klere te gee nie. 'n Mens is ook vir haar siel verantwoordelik. Dit kielie. Oupa het vandag belangrike kuiermense. Heidi bly by my en van die skool wil ek niks meer hoor nie. U klink 'n bietjie onbeheerst, my seun. U moet kalm bly. Ek is heeltemal beheerst. Ag so. Ek het vir Heidi 'n huis gegee en van haar 'n baie gelukkige kind gemaak. Sy word groot hier by my in die natuur tussen die bokke en die voëls. Sy's vry en gelukkig en dit kan geen skool haar bied nie. Sit, Josef, sit jong. Dis 'n mooi hond. Nee, gaan lê. Dis 'n mooi hond. En op. En op. En nog 'n keer. Op. Heidi is 'n mens, nie een van die bokkoeie nie. Sy het meer as net gras nodig om gelukkig te wees. Ek weet dat ek u nie kan dwing nie, want ek ken nie, maar u kan ten minste nog 'n keer daaroor nadink. Ek wil nie oordeel of jy reg of verkeerd doen nie. Ek het nie gekom om haar van jou weg te neem nie. Ek is hier om met die daaroor te praat. Party mense ken ander middele en maniere om tot ander insigte te bring. Dan moet hulle maar kom. Ai, seun. Wat het ek gedoen om dit te verdien? Hoekom is jy tog so hardkoppig, sê my?
Sal jy dan nooit na rede kan luister nie? Waarom maak jy dit so moeilik vir my? Ek wil tog net help. U het ver gekom in die lewe. U moet tog 'n bietjie verstand hê. Liewe Vader in die hemel, help my dat ek nie nou iets sê wat ek later gaan berou nie. Die berg is baie styl. En hier is nie meer jonkie. Heidi het nie geweet waaroor die twee mans in die hut gesels nie. Sy was vrolik en gelukkig soos gewoonlik en sy het die laaste bietjie sneeu terdee geniet. Moet ek haar elke dag 4 ure teen die berg laat af en opklim? Dis al te kwaai vir my. Vinniger, Josef. Ek hardloop dan vinniger as jy jou slaapkous. Jy is te klein daarvoor. Dis onmoontlik. Nee, Die twee mans het ure lank met mekaar gestry, maar nie een van hulle wou kop gee nie. Daai slim mense maar kom om die kind by my weg te vat. Ek sal weet wat om te doen. My seun, as jy maar geweet het hoe ek voel. Glo my, jy pleeg 'n groot sonde teenoor die kind. Aan die baie speelgoed kan ek aflei dat hy baie lief is vir die kind en doen nie alles vir haar. Hoekom trek jy nie sommer saam met haar na Durflee nie? Dit sal al ons probleme oplos. Dit sou 2 probleme oplos. Heidi sal kan skool toe gaan en ek sal u uiteindelik weer in die kerk kan sien. Ek kon lankal weer op pad huis toe gewees het, maar u het geen meegevoel met die medemens nie. Josef. Nee, Josef was op... ek kan nie meer onder in die dorp bly nie en Heidi sal ook nie kan nie. Dis hier waar ons hoort in hierdie hut. Dit is nou maar so. Daar onder in die dorp is dit vir 'n man soos ek te nou en te klein. Ja. Ek kom nie met die mense wat daar onder bly oor die weg nie. Ek is jammer. Ek haat hulle en hulle haat my en niks sal dit verander nie. Hulle dink mos ek is mal. Maar dit maak nie meer saak nie. Ek het hulle leer ken, elke enkele ene van hulle. Ek is jammer vir hulle. Hulle het geen verstand nie en nog erger geen hart nie. U oordeel te streng, my seun. Al lyk dit ook baie keer so, is hulle dalk anders. U moet die spreekwoord onthou. In 'n harde dop is daar dikwels 'n sagte put. Glo my tog, kom hulle tegemoet en hulle sal u ook tegemoet kom. Dit was u wat u rug op hulle gedraai het. Het u destyds 'n vriendelike woord vir hulle gehad? Glo my, neem u die eerste stap en hulle sal na u toe kom en u met oop arms verwelkom. Wees toegeeflik aan u. U is die slimste. Want net iemand wat ook swak kan wees, wys sy ware sterkte en u is sterk. Gee my u hand in vriendskap. Glo my, ek het die mense kennis, my vriend. Ek weet wat goed is vir u en vir Heidi. Hoekom kom bly u nie albei in die dorp nie? Baie dankie vir die tyd wat u opgeoffer het en ek besef baie goed wat u vir ons wou doen. Maar ek moet u teleurstel. Ek en Heidi gaan nie dorp toe trek nie. Sy gaan nie na julle skool toe nie. My seun, u maak 'n fout. Dit klaar gesels. Bly oom dan nie by ons vanmiddag ete nie? Sê my kind, voel jy nie dikwels eensaam so alleen hier saam met jou oupa nie? Nee, glad nie. Hoekom kyk oom so snaaks vir my? Ag, niks besonders nie. Totsiens, kleintjie. Soet bly hoor. Totsiens! Alle heil, my kind. Daar sy nou sy weg, oupa. Vertel toe. Het oupa lekker gesels of was dit nie lekker nie, oupa?
Dan was dit nie lekker nie. Oupa? Hoe kan oupa nou sommer die bokke gaan melk? As oupa dan nie self vir my wil sien nie, mag ek dan maar raai. Ek gaan maar probeer, oupa. Hy wou 'n nuwe bok aan ons verkoop, een met 5 bene. Oupa moet iets sê. Dis nie lekker nie. As iemand raai, dan moet die ander een sê warm of koud. Dit gaan jou nie aan nie. Hoekom nie? Hemel, aarde, veld, blomme, 1, 15, 12. Ag nee man, jy tel verkeerd. Tel verkeerd man. En hy het aanhou praat met die ou kerel soos met 'n siek perd. En glo my nou maar, dit het niks gehelp. Ja, ek glo nie hy gaan haar skool toe stuur nie. Net so. Is net soos hy is. Die dominee klim die berg uit om met hom te gaan praat en wat doen hy? Hy luister eenvoudig net nie. Weet julle wat? Voordat hy in sy kluisnaars het gaan bly, het hy in die huis langs die dominee gebly. Dis reg. Wat gaan van die kind word as hy nie laat skool toe gaan nie? 'n Mens kan mos nie net toe kyk en niks doen nie. Net so ja. Ek stem heeltemal met jou saam. Ons sal aan iets moet dink en dan sal hy dit net eenvoudig moet doen. Die vraag is nou waaraan gaan ons dink op sulke tye? Ek moes nou aan niks dink nie. Ai. Hou die wa stil. Nee, wie sou dit nou kon wees? My bagasie is reeds daar. Nou toe nou. Die res is vir u, baie dankie. Dankie dames. Ja nee, 'n mens kan sommer sien sy kom van die stad af. Hey ja. Het jy gesien wat sy aangehad het? So iets sien 'n mens net in die koerant. Net in die koerant, ja. Huh? Het iemand daar dalk uitgenooi waarvan Nee, ek glad niks nie. weet nie? Nee, ek nie. Miskien is dit die dominee wat nog kom. Goeiemôre Barbel, kan ek maar inkom? My liewe aard. Ek kan nie waar wees nie. En julle is almal hier, nes vroeër. Inderdaad, dit. Wag dat ek na jou kyk, my. Dis baie pragtig. Ek sien jou weer op die hoek. Kyk net. Welkom tuis. Ek is so bly jy's hier, Dete. Jy lyk wonderlik. Dankie tog, dinkie so. Wag, laat ek jou omhels, Dete. Ek het jou tog so lank laas gesien. Ai, my kind, jy het nou 'n regte dame geword, so uit die stad. Hoe gaan dit nog hier op die dorp? Is alles Kyk nog nou hoe net dit hoe was lyk so sy lank ons gelede? Dete. Dete, die jong meisie uit die dorp, het baie verander. 'n Lang tyd het verbygegaan sedert sy destyds in die somer haar niggie Heidi agtergelaat het by Alm-U, vir wie sy baie bang was. Sy wou dit nie graag doen nie, maar sy het geen ander keuse gehad nie. Sy kon nie werk kry op die dorp nie, en die enigste pos wat sy kon kry was in Frankfurt. En wat sou sy alleen en vreemd in die groot stad met Heidi aanvang? Nou het sy teruggekom. Sy het 'n trotse, vreemde dame geword. Ek het julle in die rede geval toe ek inkom as julle besig om te gesels. Ja, jy's reg. En dit is alles jou fout. As jy nie destyds jou eie kop gevolg het nie, sou ons nie nou so baie probleme gehad het nie. En wie weet, wat 'n goeie ding dit dalk is dat jy juis vandag gekom het. Maar ek verstaan nie. Wat het ek verkeerd gedoen? Ek was dan so lank eers hierdie, wat's nou fout? As jy maar destyds na ons geluister het, sou hierdie ding glad nie met Heidi gebeur het nie. Gebeur? Wat is dit? Wat het met Heidi gebeur? Is sy siek of het sy seer gekry of wat is dit? Nee, sy is nie siek nie, sy het ook nie seer gekry nie.
Behandel hy haar dan sleg? Nee, hy's baie lief vir haar, maar dis juist die probleem. Hy wil nie van haar afsien nie. Hy wil haar nie laat skool toe gaan nie. Nie laat skool toe gaan nie. Sy ken nog nie eers die alfabet nie en tel kan sy ook nie. Sy is nou al 8 jaar oud. Wat gaan van haar word? Sy weet nog nie eers wat regs en waar links is nie. Ons het haar glad die dominee na hom toe gestuur. Nou verstaan ek. Jy sien, hy's nog net soos altyd. Is 'n wonder dat hy die kind ooit iets gee om te eet. En sy het so 'n oulike mooi dogtertjie geword. Kan ek 'n koppie koffie kry? Ek sê julle dan iets vertel wat julle voorlopig geheim moet hou. Ek dink julle probleme is van vandag af iets van die verlede. Wat sê jy, kind? Nee? Dit sê my, het dit iets met jou en die kind te doen? Luister nou, eers 'n koppie koffie, dan sal ek julle alles vertel. Maar nou moet julle eers hier by die tafel kom sit. Ja, maar dit die spanning word te erg. Toe vertel ons nou dit. Nee, eers die koffie sê daar 'n lang reis agter die rug en sy moet moeg wees. Natuurlik, hoe kan ons nou so gevoelloos wees? Ek gaan dadelik die koffie maak. So ja. Ag, as julle net weet hoe graag ek huis toe wou kom. Ons is gelukkig, daar was daarom nog iets in die kombuis. Ek hoop jy het seker gemaak dat dit nog warm is. Ag ja, ek dink so. Het ons dan nie nog 'n ou stukkie koek vir haar? Nee, ongelukkig nie. Nou ja, luister nou mooi. Oupa, kan ek maar vandag vir Pieter se ouma gaan kuier? Ek moet nog daaroor dink. Een, twee, drie, uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 28, 3, 4 en 5, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 13, 11, 4. Goeiedag Heidi, hoe gaan dit met jou? Herken jy my dan nie meer nie, Heidi? Ja, natuurlijk, dis tannie Tete. Oh, maar jy het groot geword. Lekker vet ook. En jy het sulke mooi rooi wangetjies gekry. Ai, wat is mooi my kind. Sê my, gaan dit goed met jou, Heidi? Ja. Luister, is jou oupa by die huis? Ja, natuurlijk, hy is nie het. Ek sal hom gou gaan sê. Nee, Heidi, wag. Hoekom? Wag eers. Dis dalk beter vir jou as jy eerder 'n bietjie buite wag. Of dalk ook nie, laat ek net 'n bietjie dink. Nee, wat ek dink jy kan gerus maar by wees. Dis 'n verrassing vir jou, hoor. Oupa, ons stel weer kuiermense raai. Goeiedag, AMU. Hoekom lag jy? Wat's dan nou so snaaks? Tannie se lang rok het die hele vloer gevee. Dis 'n goeie besem. Wat? Ag, is niks my rok asof die oom ek glad nie so belangrik nie. Ek het vir julle baie goeie nuus saamgebring. Oupa sal bly wees, tannie Tete. O ja, ek het amper vergeet. Ek het vir julle albei iets uit die stad uit saamgebring. Hierso, Heidi. Lekkers vir jou. Kyk 'n bietjie hier. Ek het vir die tabak saamgebring. Ek hoop jy hou van die geur. Ek wil probeer om
U te vergoed. U was baie goed vir Heidi. 'n Mens kan aan haar sien hoe gelukkig sy hier was. Heidi, laat ons 'n rukkie alleen. Goed, oupa. U het my dus nog nie vergewe nie. Ek het destyds geen ander keuse gehad nie. U was die enigste een by wie ek haar kon laat bly en ek het ook geweet dat u van kinders hou. Ek dink u het vasgeglo dat ek haar by u gelaat het en sommer weer net so van haar vergeet het, maar dit is nie so nie. Ek het elke oomblik aan haar gedink. Elke dag en elke nag het ek Ek weet dit was moeilik vir u, maar nou is ek uiteindelik in staat om u te help. Ek weet dit het lank geneem, maar nou het ek so ver gekom om haar te kom haal, Alm-E. Wat het jy daar gesê? Ek neem haar saam met my. Ek gaan haar saamneem Frankfurt toe. Een vir jou en een vir my. Vir Heidi sou daar nou heeltemal 'n nuwe lewe begin. Sy moes van haar geliefde berge afskeid neem. Dit het haar saamgeneem, sonder dat sy regtig begryp het wat met haar gebeur. En Pieter en Josef het die wêreld ook nie meer mooi verstaan nie. Heidi was wel nuuskierig om die groot stad Frankfurt te sien, maar dit was vir haar bitter moeilik om van haar vriende afskeid te neem. Wanneer sou sy hulle almal weer sien? Josef, die getroue Sint Bernard, haar geliefde berge, die kinders onder in die dorp, die klein kerkie, die bondhuisies. Wanneer sou sy haar oupa weer sien? En Pieter was verskriklik kwaad vir almal wat Heidi van hom af weggeneem het. Maar daarvan sal ons julle volgende keer vertel.